Die doop. Wanneer ons oor die doop praat, dan is dit baie belangrik om te besef en te weet dat die doop is nie maar sommer net 'n mooi tradisie nie. Dis nie maar sommer net hierdie mooi Afrikaner tradisie waar die kind nou sy naam kry of so iets nie. Net omdat my oupa en ouma dit gedoen het, daarom word dit nou vandag gedoen nie. Dis nie maar net 'n mooi familiebyeenkoms nie. Dis ook nie maar net 'n gebruik wat ons het, wat ons op die nippertjie doen, omdat ons bygelowig is nie. Nee, die doop is 'n heilige sakrament. Dit is God wat deur die doop na elkeen van ons toe kom en ons intrek in die misterie in van die drie-eenheid. Die doop laat ons deel word van die liggaam van Christus. Die mysteriese liggaam van Christus homself, maar ook die mysteriese liggaam van Christus, naamlik die kerk. Dit laat ons deel aan die Paasfees misterie van die sterwe en opstanding van Jesus Christus. Die doop is iets waardeur God na ons toe uitreik en waardeur ons deel gemaak word van iets net baie groter as ons self. Die doop is iets waaroor ek persoonlik my opinie, my denkwyse redelik sterk moes verander toe ek katholiek geword het. Ek natuurlik kom vanuit 'n gereformeerde protestantse agtergrond en binne die konteks van die Calvinisme, van die gereformeerde tradisie, is die doop maar net sommer 'n simboliese handeling sonder enige betekenis. En weer eens, die woord simboliek, ek het dit al in die verlede gesê, die woord simboliek in sy oorspronklike Griekse konteks, ook soos wat ons dit in Bybelse literatuur kry, beteken iets anderste as wat ons vandag in Afrikaans en selfs in Engels en in die meeste sekulêre moderne tale verstaan. Simboliek beteken vandag iets anderste as wat dit beteken het. Maar in die moderne konteks, binne die protestantse gereformeerde tradisie, is doop maar iets wat ons as mense eintlik maar doen, omdat ons daardeur wel bepaalde geloofsuitdrukkinge gee, die feit dat ons aan God glo, dit is so, maar die doop word nie beskou as noodsaaklik nie. Die doop is net 'n terloopse iets, en ek onthou baie keer ek self verwys het na teksverse waar Paulus dalk sê dat hy bly is dat hy self regtig nie 'n klomp mense gedoop het nie, Timoteus en enkele ander, maar dat hy nie gestuur is eers om te doop nie. Dit is al die teksverse wat ek onthou ek self gebruik het om te sê dat die doop is nie noodsaaklik vir ons redding nie. Die doop is net hierdie terloopse iets wat nie nodig is nie. Wat eintlik nie nodig is nie. Maar tog doen ons dit want dit is 'n mooi gebruik en inderdaad dit is 'n geloofsgebruik. Dit is wat gereformeerdes sou sê en enkeles sou meer en diepere klem lê. Natuurlik is daar al die debatte binne die protestantisme oor wat beteken die doop dan nou eintlik en hoe noodsaaklik is die doop? En die gereformeerde kerk lê op die een kant van die spektrum wat sê, nee, wat die doop is nie noodsaaklik vir redding nie. Dis eintlik glad nie nodig nie. Net soos wat sakramente in homself nie nodig is nie, God werk nie regtig deur die sakramente nie. Dis maar net water, dit beteken eintlik maar niks nie. Dis net 'n simboliese handeling wat iets uitdruk, wat iets uitbeeld, maar dit bewerk nie iets nie. Dan aan die ander kant toe kry jy baie meer van jou pentekostalistiese kerke waar die doop as 'n noodsaaklikheid beskou sou word. So daar's hierdie hele spektrum van opinies oor die doop. Natuurlik die gedagte van mag ons kinders doop of nie, waaroor protestantisme in homself ook geweldig verdeeld is. Hoe dit ook al sê is, ek wil nie vandag regtig verval in 'n debat oor presies wat mag nie, hoekom en hoekom nie, en al daardie tipe debatte nie, want die sakramente is veronderstel om iets te wees wat gelowiges saambind, intrek in die een liggaam van Christus in. En daarom is dit vir my sleg dat ons daaroor altyd moet beklei. So dis nie die bedoeling van hierdie video nie. Hierdie video se bedoeling is om te sê, wat glo ons as Katolieke rondom die doop, en hoekom is die doop vir ons belangrik en noodsaaklik? Natuurlik, die doop, een van die 7 sakramente. Een van die 7 sakramente in die Katolieke kerk. In die vorige 2 video's het ons inleidend dan inderdaad gepraat oor liturgie en sakrament en hoe die twee saamloop. En ons het ook gekyk na hoe dit
tyd deur God geskep is, sodat ons dan uiteindelik weer tyd kan wy aan God, sodat ons tyd ook kan inbring na God toe, en dat ons tyd kan benut in diens van God, en daarom is daar iets soos die liturgiese jaar, die liturgiese week, en natuurlik ook die indeling van die liturgiese dag. Die groot storie van God is op weg wees by die mens, wat ingedeel word in seisoene van feesvieringe, waar ons klem lê op bepaalde belydenis-aspekte ook van die geloofsbelydenis van Nicea. Nou kom ons weer by die sakrament van die heilige doop. En ons gaan in hierdie video bloot eenvoudig kyk, soos ek gesê het, wat glo ons as Katolieke, en hoekom ons dit glo, wat sê die Bybel, en wat het die vroeë Christelike kerk gesê, en nog altyd geglo oor die doop, sodat ons ook kan verstaan dat daar, tussen dit wat ons vandag glo as Katolieke in die kerk, en dit wat die kerk nog altyd geglo het, dat daar inderdaad 'n historiese vloei is, 'n historiese kontinuïteit is, dat daar nie hierdie breuk is, tussen hoe die kerk nog altyd die doop verstaan het, en hoe ons dit vandag verstaan nie. Dis baie belangrik, onthou nou John Henry Newman, wat gesê het, om terug te gaan in die geskiedenis, is om op te hou om 'n protestant te wees. Die lees van die kerkvaders, en hoe hulle die Bybel geïnterpreteer het en verstaan het, was inderdaad totaal en al anders as wat die meeste protestante vandag die Bybel dan ook verstaan. So, alhoewel hierdie nie 'n verdediging is en 'n beklei oor die doop video is nie, is dit 'n video wat onomwonde sê wat ons as Katolieke kerk glo in kontinuïteit met wat die kerk nog altyd geglo het vanuit die geskiedenis van die kerk self, natuurlik vanuit die Bybel. So, wanneer ons kyk na wat ons glo oor die doop, is dit baie belangrik om altyd te gaan na dit wat die kerk self sê, naamlik ons katekismes. Die katekismes van die Katolieke kerk, die katekismes van die Katolieke kerk. Nou, ek wil begin deur te sê dat as ons gaan kyk na die katekismes, waar daar spesifiek gepraat word oor die doop, dan het ek vir julle gesê, staan die doop onder die tweede been van die katekismes wat gaan oor hoe aanbid ons God. Die misterie van die goddelike opwegwees met ons en ons reaksie daarop in aanbidding en hoe dit dan uitspeel in die liturgiese lewe. Die liturgiese lewe as die aanbidding van God, die reaksie op God se werk vir ons, die samewerking tussen ons en God. So dis waar die doop staan. So dit sê reeds vir ons, dat in die Katolieke kerk word die doop beskou as iets wat God doen, dis iets wat God vir ons gee, net soos al die ander sakramente. Hy kom na ons toe, deur die doop reik hy sy hand uit na ons toe, en dan is daar 'n reaksie van ons kant af, ons word gedoop, en daardie doop bring ons dan in die misterie van God se koninkryk, die misterie van Christus se handelinge, dit wat hy gedoen het oor Paasnaweek, die reddingsaspek, dit bring ons in die kerk in, die liggaam van Christus, dit bring ons in die nuwe lewe in. Dit is die eerste van 'n ketting sakramente. Dis die eerste skakel in 'n ketting van 'n sakramentslewe. Natuurlik, ons sou kon redeneer en sê, ja, vooraf is daar die woordverkondiging, die Bybel speel 'n rol, die evangelie wat verkondig word, ensovoorts, ensovoorts. En deel van die reaksie inderdaad is om jou te laat doop, of om jou kinders te laat doop. Maar daardie doopaksie is nie iets wat jy doen nie. Dis iets wat God doen, vir jou, aan jou, met jou. En hy bring jou in tot 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe. Iets in binnekant verander, 'n generering, 'n hergenerering. En dis natuurlik iets wat ek ook moes leer, want die meeste protestante, en spesifiek gereformeerdes, glo nie dat die doop iets aan jou binnekant verander nie, dat jy gehergenereer word aan jou binnekant nie. Die Engelse woord regeneration, en dat daar 'n wegneem van sonde deur die doop is nie. Maar dis wat ons as Katolieke kerk glo, en ek sal nou daarby uitkom. Die punt wat ek wil maak is dat saam met die ander sakramente is die doop iets wat God doen vir ons en wil doen in ons lewe. Ons groei daardeur in ons geloofslewe, ons word ingetrek in die misterie van God se eie bestaan as die enige God. En daarmee saam dan, die doop is hierdie eerste skakel, hierdie eerste iets wat God vir ons doen, wat ons 'n nuwe bestaan kan betree. Daar's ook 'n baie sterk koneksie dan tussen die doop
en theosis. Theosis divinization in Engels. Om deel te kry aan die goddelike natuur. Omdat ons glo die Heilige Gees ook in en deur die doop van ons besit neem en ons lewens dan ook verander. Maar die teksvers wat ek wil begin lees is dan in die Engels, paragraaf 1186 in die katekismus, waar baie mooi vir ons sê dat en dit vorm 'n parallel met wat ons in die algemeen beleef, né? As jy die dag skool toe gaan in graad 1 in SAP A, toe ek nog destyds skool toe gaan het in SAP A, dan het jy skielik skoolklere, daar's merktekens wat sê dat jy is nou 'n skoolier van laerskool Volskenk. Of as jy hoërskool toe gaan, dan verander jou uniform weer en jy word 'n skoolier by die hoërskool Langenhoven. So as jy universiteit toe gaan, dan het jy 'n baadjie wat sê ek studeer by die Universiteit van Pretoria, by Tikkies. Daar's merktekens waardeur jy uitgeken kan word. Daar's rituele waardeur jy gaan sodat jy kan deel word van Laerskool Volskenk, die Hoërskool Langenhoven, die universiteit. Daar's bepaalde rituele wat jou deel maak van die golfklub. Maak nie saak wat dit is nie. Hoe klein soos wat dit ook al is nie, maar alle organisasies en besigheidsplekke, die werksplek ensovoorts, is daar tye waar jy deel word van iets anderster en daardie deel word op 'n bepaalde manier gevier. Het is interessant dat die meeste kulture oor die wêreld heen het altyd hierdie ritueel van 'n oorbeweeg van 'n kinderlewe na 'n grootmenslewe, waarin iemand van buite af opgeneem kan word in die nuwe kultuur in. Dit kry jy reg deur die geskiedenis van die mensdom en is vandag nog algemeen in die wêreld. Hierdie rituele van om deel te word van iets nuuts, van iets anders, iets wat groter is as ek. En dis belangrik en in die kerk is dit ook so. Daar is 'n oorbeweeg vanaf die sekulêre wêreld na die kerk toe. Wat beteken ek gaan ook oor 'n grens van nie Christen wees na Christen wees. Van om nie 'n kind van die Here te wees nie, na 'n kind van die Here toe. Die wedergeboorte is die woord waardeur ons as Christene dit uitdruk. Iets verander in my binneste. En dit word gevier en tot uitdrukking gebring in en deur die doop. In en deur die doop. Iets word agtergelaat en ek beweeg vorentoe. Gradeplegtigheid is byvoorbeeld so 'n hoogtepunt seremonie om te sê, nou weet ek ten minste iets. Nou weet ek ten minste iets. En dit word gevier, ons dra 'n toga, ensovoorts. Nou, in paragraaf 1186 kry ons ook iets daarvan. To enter into the house of God, en met hierdie house of God word nou meer bedoel as net die kerkgebou. To enter into the house of God, we must cross the threshold, which symbolizes passing from the world wounded by sin to the world of the new life to which all men are called. En wanneer ons gaan praat oor die heilige mis en die liturgie in die kerkgebou, gaan ons weer hierna kyk. Maar dit wat ons nou hier gelees het, geld nie net vir wanneer ons na die kerk toe gaan en daardie oorbeweeg oor die grens vanaf 'n sekulêre wêreld daar buite na 'n binnekant van die kerk wat vir ons 'n nuwe lewe simboliseer nie. Ja, maar is meer as dit. Dit gaan ook oor 'n oorbeweeg vanaf 'n onchrustelike lewe na die Christelike lewe toe. Die doop is vir ons die sakrament van oorbeweeg, deurbeweeg. Die doop is vir ons daardie sakrament waardeur God ons intrek in 'n nuwe lewe in en daarom aan ons binnekant dinge verander. Hy maak ons nuut. God werk deur die sakramente en hy werk deur die doop. Onthou ek het die vorige keer vir julle gesê, ons glo dat God is aktief aan die werk in en deur die sakramente. Die doop daarom vertel nie maar net vir ons 'n storie in 'n simboliese vorm van soos wat watervuil goed skoon was, so was die bloed van Christus ons skoon nie. Die doop is vir ons so nou verbind aan die bloed van Christus, dat die doopwater inderdaad vir ons in parallel met die bloed van Christus skoon was van ons sondes. Ons word rein gemaak, skoon gemaak deur die doop. Die doop doen dus
waarvan dit getuig. En nou kan ek alreeds hoor hoe sê julle, nou waar kom julle aan dit? Wel, nommer 1, omdat ons glo dat al die sakramente vloei vanuit Christus homself, vanuit die sy van Jesus Christus, waar hy aan die kruis hang, die soldaat druk die spies in sy sy, en daar kom water en bloed uit. En daardie water en bloed, wat uit sy sy uitvloei, is natuurlik vir ons nie net 'n volbringing van sy offer nie, maar dit vorm vir ons inderdaad 'n samevatting, 'n opsomming, 'n sametrek van al die Ou Testamentiese konsepte wat ons in die Bybel kry van God se opweg wees met die mens. Daarom kan ons sê dat dit wat Christus doen, dit wat hy gedoen het, dit wat hy besig is om te doen, is 'n vervatting, 'n verbetering, 'n vervolmaking van al die Ou Testamentiese dinge wat ons kry. En daai dinge wat ek nou sê, sluit in die liturgie van die Ou Testament, al die seremoniële gebruike van die Ou Testament, die sakramente in die Ou Testament, die offers, die feeste soos die Pasga byvoorbeeld, hulle besnydenis wat hulle in die Ou Testament gehad het, al daardie liturgiese handelinge, die tempel in homself, alles is voorafskaduwinge van Christus wat hy gedoen het. So al die sakramente in die Ou Testament, al die feeste in die Ou Testament, word uiteindelik in Christus vervat. So, die offers, dis kom ons op 'n ander manier, ons offer totaal en al anders te vandag as wat ons in die Ou Testament gedoen het, ons slag nie diere nie. Ons besny nie, en ons vier nie sekere feeste nie, en ons vier ander feeste wel, en ons vier dit op 'n ander manier, byvoorbeeld Pinkster, vier ons op 'n ander manier. En die rede daarvoor is Christus. Hy wat in tyd en plek ingekom het in hierdie wêreld, dinge vervat het in homself, vervul het in homself, en nuwe betekenis daarin gegee het, sodat ons dit anders kan vier. So wanneer ons praat oor die Nuwe Testamentiese sakramente, soos die doop, dan kan ons vir mekaar sê dat via Christus strek die doop terug in die Ou Testament in sy betekenis, in sy wortels, in die storie wat vertel word van God se verbond met die mensdom, God se opweg wees met die mens. Ja, vir ons is die doop natuurlik deel van Christus se sendingopdrag. Hy sê, daar aan die einde, met die hemelvaart, dan sê hy vir hulle, hy sê vir die disippels ook, dat hulle moet gaan en mense gaan doop. Hy sê, gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So, gaan en gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dis belangrik. Die doop is nie geldig as dit nie plaasvind in die naam van die drie-eenheid, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Dan is dit nie 'n geldige doop nie. Ek sal net weer iets daaroor sê. Maar, as ons dan nou praat oor wat kom in watter plek, ek onthou die ou debatte, om te sê, ja, die doop kom in die plek van die besnydenis. Dis 'n ja-nee antwoord. Dit is so, maar is nie heeltemal net so is gelyk aan nie. Die doop word vervul die besnydenis word vervul en vervat in Christus. En hy gee die nuwe sakramente. Maar al die Nuwe Testamentiese sakramente, deur Christus se wortels en hulle betekenis, strek terug in die Ou Testament in. En daarom sien ons ook, hoe dat die Nuwe Testamentiese skrywers wat die doop betref, sekere lyne trek, sekere analogie trek, en sekere gebeurtenisse in die Ou Testament gebruik as voorafskaduwings van die Nuwe Testamentiese doop. Dat die inhoud van die doop, die betekenis van die doop, gekoppel word aan dit waarvan God ons vertel het in die Ou Testament met sekere gebeurtenisse. So ons kan teruggaan Ou Testament toe en ons kan gaan kyk na 'n klomp gebeurtenisse rondom water. Rondom God wat nuut begin met die wêreld en met die mensdom op sekere plekke, en dan sien ons elke keer hoe water 'n bepaalde rol speel. En sommer reg aan die begin in Genesis 1 kry ons hierdie vloedwater. En dis interessant om te sien dan, as jy kyk na die Ou Testament, water is hierdie tweesnydende swaard, as het ware. Hy is die twee kante van water. Ons kan nie sonder water lewe nie. Water gee lewe, maar water kan ook in bepaalde kontekste dood bring.
as daar te veel water is en daar's 'n vloed, dan kan ons verdrink, want ons kan nie net leef as die water oor ons koppe beweeg nie. So, dis die twee kante van water. Maar water, as 'n materiële stof wat deur God gemaak is, word deur God gebruik om dinge te doen in hierdie wêreld. En dis hoekom ons as Katolieke nie gnostisiste is nie, ons glo God werk deur materie. Materie in homself is nie maar net boos nie, God werk deur materie. Materie kan verkeerd aangewend word, maar materie in homself is nie boos nie. God gebruik materie om met ons te werk, om sy seëninge aan ons te gee ensovoorts. Genesis 1. Daar sien ons hoe die gees van God oor die vloedwater swewe en hoe hierdie vloedwater dan uiteindelik nuwe lewe na vore bring deur God wat daarmee werk. God wat deur die water nuwe lewe na vore bring. Dis belangrik. So daar kry ons water as deel van die skepping, van geboorte, van nuwe lewe ensovoorts ensovoorts. En dit stem ooreen met wat Jesus vir Nikodemus sê, dat water, om van bo af gebore te word, deur die water en die bloed, deur die water en die gees, om weer gebore te word, So daar kry ons Genesis 1, water. Dan kry ons ook natuurlik die vloed van Noag. Die vloed van Noag, wat tergelykertyd dood bring, maar ook lewe bring, 'n nuwe begin, 'n skeiding tussen 'n ou lewe en 'n nuwe lewe. En die reënboog is daarvan 'n verbond. God wat deur die vloed optree, God wat beloof hy bly verbind aan die wêreld, dat verlossing vir die totale wêreld bedoel is. Noag, hierdie persoon met sy familie van 7, hulle is 8, in hierdie ark, die skip, wat dan deur die vloed heen redding bring aan die totale mensdom. En daarom interessant om te sien hoe dat Petrus is die een wat vir ons in 1 Petrus baie mooi skrywe van hoe dat die vloed, water van Noag en die skip in homself, hoe dat dit inderdaad reddingsmiddele van God is en dat dit 'n voorafskaduwing van die doop is. Hy sê vir ons byvoorbeeld in 1 Petrus 3 vanaf vers 20, daardie geeste was destyds ongehoorsaam toe God in Noag se dae geduldig gebly het terwyl die ark gebou is. In die ark is net 'n paar mense, altesaam 8, deur die vloedwater heen gered. Deur die vloedwater heen is hulle gered. Nou vers 21. Die doop wat 'n teenbeeld hiervan is, red ook julle nou. Red ook julle nou. En dis een van die teksverse wat ek as gereformeerde dominee my kop moes hertrek, herbesin oor. En weer eens, ek moes besef dat die manier hoe ek hierdie teksvers sou ignoreer of een kant toe skuiwe, en as ek moet, die manier hoe ek bokspringe maak om hom anders te interpreteer, verskil van hoe die kerkvaders soos Ignatius en Irenaeus en Justinus die Martelaar en selfs Augustinus dit nog altyd verstaan het. Maar die doop wat red en 'n teebeeld is van die vloedwater. Baie interessant. Maar dis nie al nie, ons sien ook dan later hoe water met die uittog uit Egipte 'n bepaalde rol speel. Byvoorbeeld op meer as een plek, ons kry die deurtog deur die Rooi See. Die deurtog deur die Rooi See, en die hele volk Israel trek dat deur, groot en klein. Kinders, babas, groot mense, hulle trek deur daai water. En dan sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 10, sê hy weer vir ons, dat die doop is ook, dit wat daar gebeur het by die Rooi See, die oorbeweeg van 'n ou lewe na 'n nuwe lewe toe, groot en klein, die hele volk, die doop doen dieselfde. Die doop is dieselfde in effek. Hy sê, ons voorouers was almal onder die wolk, en het almal deur die see gegaan, en 'n verbondenheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. Hoor die woorde wat hy gebruik, in die see is almal gedoop. En hy praat dan ook van die verbondenheid. God se verbond met mense. God se verbond met mense. Is interessant dan, ook met die intog in Kanaan onder leiding van Joshua, as hulle weer deur die rivier gaan, die Jordaanrivier, en die 12 klippe word daar gepak, en die volk trek ook daardeur, is daar die kliphoop en water,
soos 'n doop. Dis 'n kruispunt, 'n fisiese, dis nie net simbolies en nee, eintlik metafories bedoel, daar het nou niks gebeur nie. Nee, daar is 'n oorbeweeg vanaf 'n ou lewe na 'n nuwe lewe toe. Dis 'n kenmerk, iets het gebeur. God het iets gedoen en daar verander iets in Israel se lewe. Hulle het nie maar net metafories getrek en nou sit hulle maar in Egipte, maar nou ons is nou maar gedoop simbolies in ons kop, metafories het ons nou getrek nie. Nee. Hulle het fisies getrek en die water speel elke keer 'n rol daarin. En die Nuwe Testamentiese skrywers sê dit ook van die doop. Die Nuwe Testamentiese skrywers sê dit inderdaad dan ook van die doop. So, daar is inderdaad vir ons 'n Bybelse grondslag vir die doop, om te sê dat die doop is 'n verbondshandeling van God se kant af na ons toe. Hy werk deur die doop. Hy doen deur die doop. Hy bring jou in iets anderste in 'n nuwe lewe. Iets in jou lewe verander. Iets in jou lewe verander. Goed. Nou, wat leer die Katolieke Kerk dan vir ons? Wat leer die Katolieke Kerk in die katekismes oor die doop? Nou, in die eerste plek sou ons dan sê, as ons nou hierdie gedagte in die kop hou van 'n oorbeweeg van 'n ou lewe na 'n nuwe lewe, dan sien ons dat in paragraaf 12:13 word daar baie mooi gepraat dat die doop is vir ons soos 'n poort na die geestelike lewe. Is 'n deurbeweeg na 'n nuwe lewe. 'n deurbeweeg na 'n nuwe lewe. Holy baptism is the basis of the whole Christian life. Daar het jy dit. Dit is die vertrekpunt van 'n totaal en al nuwe lewe. Ja, daar is vooraf dinge wat plaasvind. Natuurlik is dit so. Ons hoor die woord van die Here, sê ek weer, dinge gebeur in jou lewe en jy kom by daai punt wat ek gedoop word. Maar die doop is daardie handeling van God se kant af wat jou oor 'n grens bring. Jy was buite, nou is jy binne. Dis wat die doop doen en dis baie belangrik. Dis hierdie deur waardeur ons nou aktief toegang kry tot die kerk as liggaam van Christus en die misterie van die drie-eenheid. Daarom sê ons ook dat die doop is vir ons 'n sakramentele fondament vir al die ander sakramente. Die doop gee my toegang tot al die ander sakramente. Daarom sal julle onthou dat die doop vorm vir ons deel van die groep sakramente wat genoem word die inlywende sakramente. Die sakramente van inlywing. Hy word ingelyf in die liggaam van Christus in die kerk in God drie-enig deur die doop. Vir ons is die doop inderdaad dan ook 'n meganisme van bevryding van sonde. Die doop was ons skoon van ons sondes, dit neem sonde weg, dit plaas jou deur God se genade in 'n toestand van genade voor God. Dis nie ons wat iets doen in die doop nie, dis God wat werk in die doop. En hy vat die erfsonde weg, hy vat die gewone sonde, as ek dit so kan onderskei, weg, die Engelse venial sins, en die mortal sins word weggeneem deur die doop. Erfsonde word doodgemaak deur die doop. En dis iets wat belangrik is om te snap dat ons as Katolieke dit glo. Want as gereformeerde protestant is dit nie iets wat ek geglo het destyds nie. Dat die doop letterlik sonde wegneem nie. Definitief nie erfsonde wegneem nie. Die doop herstel ons tot daardie posisie van Adam en Eva voor die sondeval. Dis wat die doop doen in kort. Daardie wil van ons wat gewond is, daardie sondige natuur van ons wat verwond is deur die sondeval, word totaal en al herskep en nuut gemaak deur die doop, sodat ons nou in staat is om saam met God te kan werk. Alles berus op genade. Maar wanneer ons gered word, word ons nie metafories gered nie, nie simbolies gered nie, ons word fisies heel gemaak deur die Gees van God, en dit gebeur in die doop. God gee sy goddelike genade vir ons, maar ook sy theosis genade. Ek wil nou dit eers so stel, sy vergoddelende genade
Want dit is wat Theosis doen. Hy laat ons dit laat ons deel kry aan die goddelike natuur. Ons word ingelyf in die liggaam van Christus in. Ons word seuns en dogters van God. En ons glo baie duidelik in paragraaf 1272, en ek wil dit graag lees, dat die doop, daar is 'n lied ook wat ons altyd gesing het, die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Nou, daardie seël wat op ons geplaas word, verander iets in die binnekant van my lewe. Dit is soos, wanneer ek was neem, daardie rooi bolletjie was, en ek druk met 'n stempel in dit, dan is daar 'n merkteken wat agterbly in daardie rooi was. Dis wat die doop met ons doen. Ek word met Christus beklee as ware. Nie net as ware nie, ek word, want ek kry deel van sy liggaam. So, ek wil dit net lees, in Engels spesifiek, want ons het nog nie amptelike Afrikaanse dokumente vir die katekismes nie, maar hoor hierso. Incorporated into Christ by baptism, the person baptized is configured to Christ. Baptism seals the Christian with the indelible spiritual mark. Die ander woord wat gebruik word in die Grieks en die Latyn is 'n karakter. Jy word met 'n geestelike karakter bestempel. Jy kry 'n nuwe karakter. Ons kan ook sê, die ou karakter word, wat onder die invloed van die sonde was, word nou heel gemaak, sodat dit 'n nuwe karakter is. Die beeld van God wat verdof is, word nou bietjie opgepolish, opgepolitoer. Daar's 'n nuwe karakter wat vir jou gegee word. A spiritual mark, a character of his belonging to Christ. No sin can erase this mark. Even if sin prevents baptism from bearing the fruits of salvation, given once for all, baptism cannot be repeated. So, ons doop nie weer nie. Want as jy gedoop is daar 'n merk wat op jou gelaat word, 'n blywende merk. Ja, hierdie merk kan deur ons optrede, verkeerde dinge wat ons doen, weer dof gemaak word, sodat ander mense dit nie kan sien nie. Maar wanneer ons daarna weer vir die Here weer half tot inkeer sal kom, dan kry jy die ander sakramente. Dan is daar die sakrament van die bieg, wat berus op die sakrament van die doop. Daar's die sakrament van heling, wat berus op die sakrament van die doop, wat berus alles op God se genade. Maar daarby sal ons nog ook kom. Maar dit is belangrik om te snap, dat vir ons as Katolieke is daar 'n onvernietigbare merkteken wat op ons gelaat word, op ons gedruk word, op ons gestempel word. Deur die doop. So, dis baie belangrik. Vir ons is die doop dan nie maar net 'n teken ook van redding nie. Dit bewerk redding, en dis belangrik. Die doop bewerk vir ons redding, en dit is die werk van Christus self. Deur die kerk, wat soos die ark mense innooi om veilig te wees in die ark, in die kerk, is die kerk die voertuig waardeur mense ingebring word in die liggaam van Christus in, want die kerk is die liggaam van Christus wat mense doop, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar dit is Christus wat deur sy liggaam optree en werk. So die doop en al die sakramente bly altyd in die eerste plek werk van Christus homself, van God drie-enig. Dit bly werk van God drie-enig self. Maar die doop red, dit bewerk dit wat dit uitbeeld. Die doop is die genadige bron van die hele Christelike lewe. Dit gee aan jou die toegang tot die totale lewe in Christus. Dis belangrik. 'n boek wat ek graag sou aanbeveel julle enige tyd vir julle kan kry, is 'n boek van Romanus Cesario, The Seven Sacraments of the Catholic Church. Ek hoop julle kan nou mooi sien hier op my Kindle, ek sal so 'n skyfie opsit dalk hier op die video, maar Romanus Cesario, The Seven Sacraments of the Catholic Church. 'n baie besonderse boek wat vir ons vertel van die sakramentslewe en dan die 7 sakramente elkeen op hulle eie. Nou, hy redeneer baie mooi aan die hand van die Bybel en die kerklike tradisie,
dat die sakramente en in besonder dan die doop is God wat nou optree. Elke keer as daar 'n baba of 'n ander persoon, 'n volwassene gedoop word, is dit God wat in tyd en ruimte optree. So, elke sakrament is die optrede van God in tyd en ruimte. Baie belangrik ook dat elke sakrament is 'n persoonlike ontmoeting met God. Die doop dus ook 'n persoonlike ontmoeting met God drie-enig. Dit is Bishop Robert Barron wat so mooi sê oor gebed, dat gebed is ek wat intree in die gesprek wat plaasvind tussen die persone van die drie-eenheid. En ek sou daai beeld wil gebruik en ek sou dan Romanus Cesario se beeld wil gebruik en die twee bymekaar uitbring en sê dat die sakramente is God dan wat ons innooi om te kom sit in die kring van die drie persone van die drie-eenheid, sodat ons kan deel hê aan die goddelike lewe, in terme van lewe, in terme van gesprek, in terme van optree, ensovoorts in hierdie wêreld. So, wanneer jy gedoop word, is dit Christus self wat jou aanraak, wat jou vat, hier en nou, in tyd en ruimte. En dit is belangrik, dat die doop gee jou nie maar sommer net 'n status nie. Dis nie 'n status in die sin van in die sekulêre wêreld waar ek nou die CEO geword het van 'n besigheid in daardie opsig nie, of dat ek nou 'n militêre rang ontvang het nie. Ja, dit bring jou oor vanaf nie Christen wees nie na Christen wees nie, in daardie opsig, maar daar's 'n werklikheid wat in die doop is. Dis die begin van 'n nuwe bestaan. Dis die begin van 'n nuwe bestaan saam met God drie-enig. Wat ook belangrik is om te onthou, is ek het nou al 'n paar keer gesê, dat die sakramente binne die katekismes, binne die stand van die katekismes, die sakramente staan nie los van die liturgie nie. Dit is die een kant van die liturgie. Sakramente is 'n rituele optredes, wil ek amper sê, van God se kant af. Dis God wat nou werk en optree, deur en in daardie rituele wat dan nou plaasvind. Maar dit is God se kant van die verbond, God se kant van die liturgie. So, belangrik, die doop bestaan nie los van die liturgie nie. Dis waarom ons in 'n liturgiese opset dan ook doop. En ek sal nou iets interessant sê oor die priesterskap van elke gelowige en wat dan gebeur. Want wanneer ons gedoop word ons deur hierdie merk wat ons kry, gestempel as kinders van die Here, gestempel om priesters en konings en profete vir die Here te wees. En dit maak dat elke lidmaat in sekere omstandighede kan doop, maar ek sal nou iets daaroor sê. Maar selfs al is dit die geval, is dit 'n liturgiese handeling, want dit is God wat werk, en dit is die individu wat hom draai na God toe. God wat as ware homself draai na ons toe, ons reageer en ons draai onsself na ons toe, na hom toe. Dis liturgie. Onthou, dis die basis van liturgie. So die doop is liturgie. Wanneer iemand gedoop word ons ook ingebring, ingeplant in die Paasfees misterie van Christus se sterwe, Christus se opstanding. Christus se sterwe, Christus se opstanding. Onthou nou wat Paulus ook skryf in Romeine, julle het deur die doop saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan. Die ou mens is dood, die nuwe mens het opgestaan. Dink weer aan die vloed. Dink aan die deurbeweeg deur die Rooi See. So, die doop verbind ons liturgies in realiteit aan die kruis van Christus. Dit bind ons aan die oop graf, sy eie opstanding. Dit bind ons aan sy hemelvaart. Dit bind ons aan die uitstorting van die Heilige Gees. Dit maak ons deel van sy liggaam. Maar dit maak ons ook deel van die sendingtaak van die kerk. Gaan en gaan doop ander mense. Belangrik. So, die doop verander hier by jou in jou binneste kant heeltemal iets. Dis nie maar net jy word deel van 'n sosiale groep nie. Soos die golfklub of die leesklub of die voëlkykersvereniging of wat ook al nie.
Ja, dit maak jou deel van 'n groep mense wat genoem word die kerk, maar hierdie kerk is nie maar net 'n sosiale klip nie, dis liggaam van Christus, die mystieke liggaam van Christus self, waardeur hy mee met die wêreld werk. Dis hoekom Vatikaan II eintlik na die kerk verwys as 'n sakrament vir die wêreld, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander tyd. Doop is ook vir ons daardie begin van verlossing. Die begin van verlossing, die beginpunt van daardie persoonlike redding, die beginpunt van die persoonlike redding, want ek beweeg vanaf 'n ou lewe na 'n nuwe orde van leef, 'n nuwe manier van doen, 'n nuwe oriëntasie tot God. Dis die eerste daad, die eerste persoonlike daad van God aan daardie individu, aan jou wat gedoop word. Doop, het ek ook gesê, loop hand aan hand met theosis, die nuutmaak van die ou persoon, die afsny, wil ek amper sê, soos Jesus se beeld van die boom wat gesnoei word, die afsny van die sonde, die uitsny van die sonde, die heling van die verwonde natuur van die mens deur sonde. Doop laat ons deel kry aan die goddelike natuur, 2 Petrus 1 vers 4. Verlossing is om deel te kry aan die goddelike natuur. En die doop is hierdie persoonlike beginpunt vir theosis, en dis belangrik om te onthou. Die doop is hierdie persoonlike beginpunt vir theosis. Die Bybel sê, die Bybel sê in Johannes 3, en die katekismus sê op grond van Johannes 3, en talle ander plekke, ons kan dink aan die Segeel ook, dat gedooptes is nuwe skepsels. Gedoopte mense is nuwe herskepte skepsels, nuwe mense. Weereens theosis, paragraaf 1265 tot 1267 sê dit vir ons, dat gedooptes is nuwe skepsels. So, theosis is nie maar net die bietjie protestante wat dit wel waag om oor theosis te sou praat, sal baie maklik sê, nee, theosis gaan net oor heiligmaking. Nou, theosis gaan oor heiligmaking, maar dit gaan oor waar begin heiligmaking, wat protestante en katholieke verskil. Maar theosis is nie maar net heiligmaking nie. Theosis is en begin by redding self. Redding is die beginpunt van theosis. En dis baie belangrik. Daarom die doop is die beginpunt van daardie moment van God wat jou binneste verander en jou laat deel kry aan die goddelike natuur, wanneer sy Heilige Gees jou ook oorskadu, en ek gebruik met opset dieselfde woord as wat gebruik word as die Heilige Gees oor Maria kom. Dieselfde woord wat gebruik word as die verbondsark in die Ou Testament oorskadu word. Jy as kind van die Here word deur jou doop oorskadu deur en met die Heilige Gees, sodat jy 'n tempel, 'n verbondsark, 'n voertuig vir en van God se genade is verander. Jy word tempel van Christus. Dan, dit gee jou 'n nuwe identiteit, kind wees van God. 'n Nuwe identiteit, kind wees van God. Jy word ingebring. Dit wat Christus van nature is, naamlik seun van God, word jy deur 'n inlywing in hom in. Dis belangrik, hierdie aanneming tot kindskap van God. En daarom is daar 'n koneksie tussen die doop ook en die salwingsritueel van die Ou Testament, waar konings en profete en die hoëpriesters in die Ou Testament gesalf is. Ja. Dan, voor ons kyk na wat het die vroeë kerkvaders gesê oor die doop, en hoekom is daar kinders gedoop van die begin af. Dink nou net aan wat gebeur met Jesus se doop. Dit is so mooi, en daar wil ek aansluit weer 'n keer gebruik maak van Bishop Robert Barron, wanneer hy praat oor daardie dooptoneel. Dink nou weer Genesis 1 ook. Water het 'n tweeledige betekenis, alhoewel dit baie nou met mekaar verbind is. Aan die een kant is dit dood, en aan die ander kant is dit lewe, as julle verstaan wat ek bedoel. Doop
verteenwoordig beide. Ons sterf saam met Christus en ons staan op saam met Christus. Water. Wat kry ons in Genesis 1? Ons kry die vloedwater. Ons kry die vloedwater wat daar aan die begin simbool is, die chaotiese wêreld los van God. En dan is daar die gees van God wat oor die water sweef, die stem van God wat sê, laat daar lig wees, en daar is lig. By die doop van Jesus in Johannes kry ons baie mooi die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier met sy modderbruin water, die van julle wat al gesien het, die modderbruin water, die troebelwater, wat iets sou verteenwoordig van 'n gebroke wêreld. En dan kom die Seun van God, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. Hy kom staan kop en skouers tussen sondaarmense, binne die troebelwater, die water bevlek met sonde, tussen sondaars staan hy. Hy neem die sonde van die wêreld op homself en hy reinig die materie van die wêreld daar met sy eie doop, wanneer God in die water kom staan, en die stem van die Vader sê, dit is my Seun, en die Heilige Gees ook neerdal, en daar, op daardie manier, deur water heen, aangedui word, 'n nuwe begin met die mensdom. 'n nuwe begin met die mensdom. Genesis 1, Noag, die duif, die reënboog, deur water heen, God wat 'n nuwe begin het met die mensdom. So die doop van Jesus is in die eerste plek Jesus wat homself verenig met die mensdom, maar tergelykertyd is dit 'n nuwe begin. Dis nie nou dan so seer tussen die Seun en die Vader 'n nuwe begin nie. Nee, dis 'n nuwe begin tussen die gebroke mens en God, daar by daardie doop van Jesus Christus. Dis ongelooflik. Dis ongelooflik. En dis al daai simboliek, die deurtog van Joshua en die Israeliete deur die Jordaan, vanuit 'n ou wêreld na 'n nuwe wêreld, Jesus wat sy bediening ook op daardie manier begin in die Jordaanrivier. Baie sterk simboliese, teologiese taal wat daarin opgesluit is, waar 'n mens 'n klomp video's sou kon maak. Maar wat sê die vroeë kerkvaders? As ons dan nou wou weet, wat het die vroeë kerkvaders geglo, moet ons aanvaar dat daar was kerk gewees vir 1500 jaar voor Martin Luther was daar kerk. En wat het daardie mense geglo? Nie in 1400 voor na Christus nie, nie in 1300 na Christus nie, maar alreeds in 100 na Christus, alreeds saam en om Christus. Wat het die mense geglo? Jesus homself maak uitsprake dat die doop red. Jesus self maak daardie uitsprake. Maar wat sê Paulus? Paulus praat asof doop 'n rol kan speel. Petrus praat asof doop 'n rol speel in ons redding. Ek sal nou iets sê oor die wat nie gedoop is nie. Maar doop speel 'n besonderse rol. Dis nie opsioneel nie. Dis 'n logiese deel wees van my aanbidding van God. As ek ernstig is met my verhouding met my God, dan sal ek gedoop word. Want doop is 'n persoonlike ontmoeting tussen my en God, wat 'n verandering bring in my lewe. Dit is nodig vir 'n goeie Christelike lewe. Dit is van die begin af geglo deur die kerkvaders. Die Didache, wat soos 'n tipe kerkorde was, wat al reeds geskrywe is rondom die jaar 100 na Christus, en die apostel Johannes leef nog. Die Didache, Ignatius van Antiochië, Justinus die Martelaar, Irenaeus, Tertullianus, Cyril van Jerusalem, Johannes Chrysostomos en Augustinus, en ek kan nog baie ander noem. Van die begin af het al die kerkvaders dit geglo, dat die doop is noodsaaklik vir redding. Die doop is noodsaaklik vir redding. Dis wat hierdie kerkvaders geglo het. En dit was vir my 'n skok om dit raak te sien, toe ek dit die eerste keer gelees het. Ook het hulle geglo, die doop bring en gee en bewerk wedergeboorte. Dis wat hulle geglo het. Die doop is sondevergifnis. Die doop is sondevergifnis. Dis wat hulle geglo het. Die doop maak jou 'n kind van God.
Die doop maak jou 'n kind van God. Dis nie maar net geloof nie, dis ook die doop. Dis ook die doop. Die doop is nie kontra geloof nie. Maar die doop is ook nie afhanklik van geloof per definisie van die individu nie. Ons sal dit nou sien wanneer dit kom by kinders. Doop berus op geloof. Maar wie se geloof? Enersins die geloofsgemeenskap, die geloofsouers, die persoonlike geloof, die geloof van die gemeenskap. Die geloof van die gemeenskap. Interessant is, in die Bybel lees ons, Paulus sê, as die doop niks sou beteken het nie, waarom doop julle mense hier op aarde in die plek van mense wat al reeds gesterf het? So ons sien daar in die vroeë Christelike kerk 'n gebruik dat die doop so belangrik geag is, dat daar selfs mense gedoop is in die plek van ander mense wat reeds gesterf het. Tog baie interessant. Wat sê Irenaeus? Hy sê, Irenaeus skryf en hy sê, ons ontvang 'n nuwe geboorte deur die doop. Dis wat Irenaeus sê. Justinus die martelaar sê dat in die doop word ons wedergebore soos Christus beveel het. Die verwysing na Johannes 3. In die doop word ons wedergebore soos Christus beveel het. Augustinus, die man vir wie protestante baie lief is, niemand word gered sonder die doop of die begeerte daarna nie. Niemand word gered sonder die doop of die begeerte daarna nie. Nou dit stem ooreen ook hoe die kerk nog altyd geglo het. Cesario verwoord dit baie mooi in sy boek, en hy sê, die doop is 'n genademeganisme. Die doop is 'n genademeganisme ingestel deur God, en van die begin af deur die kerk is dit verstaan as 'n wisselwerkende gebeurtenis, God se verlossing en ons deelname aan hierdie verlossing. Belangrik, 'n genademeganisme, 'n verlossende meganisme. Dis hoe die kerk van die begin af dit verstaan het. Nou, hoekom sê Augustinus die begeerte daarna? Die begeerte daarna, na die doop. Dit is so, dat ons sien dit in die kerklike geskiedenis, daar in die ou kerk was daar van die mense wat glad nie in gelowige huise gebore is nie, maar wat as volwassenes gedoop is. Hulle is die mense wat eers deur kategese moes gaan, en dit het baie keer vanaf 'n jaar tot 7 jaar geduur, afhangende ook maar van jou eie ontwikkeling en groei en bepaalde omstandighede, maar kategisme en lering om deur te kan word van die kerk, sondagskool, kategisme, die catechism in Engels, kon tot 7 jaar en selfs bietjie langer duur. En ons het bewyse in die kerklike geskiedenis dat mense wat deel was van hierdie kategese klasse gesterf het vir hulle geloof nog voordat hulle gedoop is. Perpetua, daardie maagd Perpetua wat 'n kategese leier was, sy en haar klas van leerlinge word tereggestel deur die Romeine vir hulle geloof in die Here. En die kerk verklaar hulle as heiliges, al is hulle nie met water gedoop nie, want hulle geloof en hulle sterwe vir Christus bring hulle in en maak hulle deel van Christus. Hulle bloed wat gestort is hulle doop. Hulle sterwe vir Christus is hulle doop. So doop is hulle gedoop. Dit is soos Jesus wat sy disippels sê, ek is vervolg, en met dieselfde doop as waarmee ek gedoop is, sal julle gedoop word. En dan verwys Jesus nie na die doop in die Jordaan nie, hy verwys na dieselfde doop waarmee ek gedoop is, sal julle gedoop word, verwys hy na die feit dat hy word gemartel, hy word seergemaak, hy word doodgemaak deur die ongelowiges in hierdie wêreld. So word gelowiges ook vervolg en doodgemaak deur die ongelowiges in hierdie wêreld. En as jy sterf vir jou geloof, self al is jy ongedoop, is daardie sterwe 'n doop in Christus. 'n Deelname aan Christus se eie sterwe, en daarom sal jy deel hê aan die opstanding van Christus. Die begeerte om gedoop te word, wat uitgespel is, deurdat ek deel is van die kategese klas, wetende ek gaan gedoop word, maar nou word dit geonderbreek
deur dat ek fisies vir die leeu's gegooi word. My begeerte om deel te wees van Christus. Kan julle sien? Dis wat hy bedoel. Dit is wat hy bedoel. Nou, waarom kan ons babas doop? Ons sien dit reg van die begin af van die kerk, of ons dit nou wil weet of nie, reg van die begin sien ons in die boek Handelinge, dat Lydia, die purperverkoopster, en ook die tronkbewaarder, wanneer hy of sy tot geloof kom, word die totale huisgesin gedoop. Of die totale huisgesin nou geloofig is of nie. Want die totale huisgesin, die woord huisgesin in daardie tyd sluit in jou slawe ook. Jou kinders ook. En die huisgesin sê nie watter ouderdom is elkeen nie. Die huisgesin is gedoop, so daar sou kinders kon wees. Daar sou kinders kon wees wat gedoop is op grond van hulle ouers se geloof. So ons sien dit in die boek Handelinge baie duidelik. Ons sien die analogie wat Petrus tref, dat die hele volk Israel met babas en al is gedoop deur die vloed, is gedoop deur die Jordaanrivier, Paulus en Korintiërs. Is gedoop deur die Jordaanrivier, is gedoop deur die Rooi See, Noag en sy mense is gedoop in die vloed. En daarom sien ons dat reg van die begin af was die kerk ten gunste van die doop van babas. Dit was nooit regtig in oppositie gewees, baba doop en volwasse doop nie. Dit was nooit regtig nie. Ja, een of twee hier en daar, dit is so, daar was, maar by ferm die norm was, net altyd, babas word gedoop en volwassenes word gedoop. Die vroeë Christelike kerk het nie gedink jy moet eers verstaan en dan word jy ingelyf by Christus nie. Nee, want dit sou sê dat die doop is jou aksie. Dis die probleem. As jy sê ek moet volwasse wees, ek moet eers kan glo, dan word die doop juist jou aksie. En dis altyd vir my die ironie van protestante wat sê, uit genade alleen, maar jy moet gedoop wees, maar jy moet gedoop wees wanneer jy groot is. Want die doop word nou iets wat my red, want ek red myself. Dis die ironie van protestantse denke. As alles dan genade van Christus is, wat dit is, en as die doop werk is van Christus, dan is dit nie werk van jou nie, dan is die doop nie afhanklik van jou nie. So, meneer of mevrou die protestant, jy moet nou besluit, wanneer kom die woordjie alleen by wat jy glo of nie glo nie. Maar die doop is iets wat Christus doen, wat God doen, en is nie afhanklik as sulks net van jou nie. Die geloof waarop dit berus, is 'n geloof binne die geloofsgemeenskap van die kerk. So dit is ook nie net 'n individu wat doop nie, dis die kerk wat doop. Dis die familie van God wat doop. Dis wat die kerk nog altyd geglo het. Origenes sê dan, Origenes skryf en sê, nou Origenes leef so rondom in die 200s leef Origenes. En hy skryf en sê dat van die begin af is babas gedoop. Dis wat hy sê. Hy sê van die begin af, van die vroegste tye af, sê Origenes, is babas gedoop. En hy het daarom nou so 'n bietjie nader geleef aan die apostels as wat ek en jy leef. Hippolytus is 'n ander kerkvader wat praat oor die doop van huisgesinne, wat kinders insluit, en hy sê dit van Lydia se huisgesin en die tronkbewaarder se huisgesin. Sint Augustinus, wat sê dat die kerk doop almal, insluitende die babas van gelowiges, insluitende die babas van volwasse gelowiges. Interessant dat die konsilie van Karthago in 418 na Christus, sê dan ook, daar, en dis waar ons kan sien, daar was enkele mense wat gedink het, jy kan die babas doop nie, maar dit was die minderheid, en die konsilie besluit en sê, wie sê dat babas nie gedoop mag word nie, anathema, hulle is buitekant, die wat sê dat babas nie gedoop kan word nie, stel hulle self buitekant die kerk, stel hulle self buitekant die genade. Dit is wat dit beteken. So die konsilie sê babas mag gedoop word. En weer eens belangrik, gaan kyk na Handelinge. Ons kan nie ontken dat 'n totale huisgesin gedoop word nie. Nou, weer eens, Cesario sê baie mooi in sy boek, dat die feit dat ons die kinderdoop aanvaar, wys juis vir ons redding berus op genade, en nie jou werk nie.
Dis vir my weer eens sê ek die ironie van protestante wat sê, jy moet gedoop word, net wanneer jy groot is, want jy moet glo, jou werkie, jou glo is die werkie waarmee jy gered word. Wat word dan nou van genade alleen? Ja, so, dis hierdie ironie. Maar die feit dat ons glo aan die kinderdoop, beklemtoon juis die genade. Beklemtoon juis dat redding van God afhanklik is. Dit berus op die kruis en die opstanding. Nie jou intellek nie, nie jou verstaansvermoë nie. Nie as sulks jou eie bewuste besluitneming nie, of jou geestelike prestasie nie. Die doop berus nie daarop nie, maar aan 'n gratis genade wat deur God aan ons gegee word, en ons ontvang dit bloot eenvoudig in die doop. Ons ontvang dit in die doop. Weer, ek wil afsluit, die doop, wat noodsaaklik is vir ons redding. Ons sien dit. Christus self sê dit, Johannes 3 vers 5, Markus 16 vers 16. En dit is so ironies, protestante wat wil redeneer dat Markus 16 vers 16 is eintlik nou nie deel van die skrif nie. Weereens, so much for sola scriptura. Dis net soos Luther wat eers alles uithaal waarvan hy nie hou nie, en dan sola scriptura hy nou. Nou doen protestante weer dieselfde. Ons sny uit waarvan ons nie hou nie, maar ons wil sê sola scriptura, maar net die gedeeltes waarvan ek hou. En dan sien ons hoe protestante in 'n moderne konteks, moderne eksegese wil misbruik en sê, nee, eintlik is Markus 16 vers 16 nou nie deel regtig van die skrif nie, so ons kan nie sê, daai teks kan gebruik word om te sê, jy moet gedoop word nie. Baie ironies, so much for sola scriptura, meneer en mevrou, die protestant, as ek nou so met die tong in die kies kan sê. Doop is noodsaaklik, en dis weer eens iets wat ek self my kop moes verander. Maar wanneer jy die kerkvaders lees, en hoe hulle die Bybel verstaan het, en hoe hulle die doop verstaan het, dan kan dit nie anders nie as dat 'n mens moet besef dat ek was verwyderd gewees van wat die vroeë kerk nog altyd geglo het. Die doop is hierdie ongelooflike sakrament, hierdie genade middel, hierdie genade voertuig wat God aan ons gee, waardeur hy ons innooi om deel te word van iets wat net totaal en al groter is as ek en jyself. Dis hierdie misterie. Dis hierdie misterie wat 'n mens nie maar sommer net met menslike woorde kan verklaar nie. Die doop is iets heilig. Die doop is iets wauw en ongelooflik waar ons nie moet beklei nie. Die doop is hier die eerste tree binne die deelname aan die goddelike natuur. Ek hoop en vertrou dat julle vandag so 'n bietjie meer verstaan rondom dit wat ons as Katolieke glo, rondom die ongelooflike misterie van die doop. As julle vrae het, vra gerus in die onderkant van hierdie video of op Facebook. As jy gehou het van die video, deel dit asseblief met ander, teken in op ons kanaal en ook op ons webblad, en mag julle dan 'n besonderse geseënde dag ook verder hê. Dankie vir die saamluister.